Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 8. Die plek lyk soos wat Eleanor dit beskryf het. Die gebou is oud, maar mooi reggemaak. Van die straat af is daar 'n boog, waarskynlik toegang vir perde en koetse uit 'n vorige era, met 'n groot houtdeur, waardeur 'n mens loop tot in 'n stil binnehof, waarin 'n ry knoetserige perskebome baldadig bot. Rye houtdeure met eenderse koperkloppers verskaf toegang tot die regop geboue, en Max spoor hulle sin op aan die oorkant van die binnehof. Van daar af moet hulle die 5 stelle trappe na die woonstel op die boonste verdieping aandurf. Die woonstel self is klein, maar goed toegerus. Dubbelbed, gemaklike bank wat ook 'n bed kan word, 'n klein balkon met 'n uitsig oor die dakke van Parys, kompakte kombuis en 'n blink-wit badkamer. Max sit haar tas by die voetenend neer. Dit lyk gerieflik. Buiten vir die trappe. Dankie dat jy die tas gedra het. As ek dit hier moes opslep, sou ek die tas onder moes los en my klere stuk moes opdra. Hy grinnik. Nie baie slim nie, maar nuttig om swaar goed te dra. Sy grinnik terug oor die gespoed. Jy darm ook nog die rolmel seksappeal om op terug te val. Toe, gaan stort. Daar behoort seep en shampoo te wees, skree as ek iets moet aangee. Ek kyk so lank wat ek vir ontbyt kan bymekaar skraap. Jy hoef regtig nie, daardie staf het baie gehelp, maar ek sal jou voete soen vir nog 'n koppie koffie. Dis oké, die tas wat jy gedra het is ten minste koffie en roosterbrood werd. Geef my die klere aan wat jy wil was, sodat ek die masjien aan die gang kan kry. Sy vat die bondel witgoed aan wat hy om die badkamer deur vir haar hou en druk dit op 'n kort wassiklus in die masjien. En toe sy hoor hoe die water in die stort begin loop, hol sy af om te gaan kyk wat die bakkery oor kan die straat oplewer. Gelukkig is die gebak vars en die ry kort. En teen die tyd wat hy die badkamer deur oopmaak, is sy ontbyt gereed. Waarvoor sy nie gereed is nie, is die prentjie wat hy maak terwyl hy sy hare droog vryf, met net 'n wit badhanddoek om sy heupe gedraai. Sy was op pad om die koffie aan die gang te sit, maar by die aanblik van die lenige lyf, die duining van die spiere onder die gladde bruin vel, die breë skouers, die wasbord middelrif, die ferm kurwe van die sitvlak, wat die wit lap nie kan verdoesel nie, vlieg elke samehangende gedagte wat sy nog ooit gehad het, uit haar kop. Haar mond is skielik weer net so droog as op die vliegtuig na haar whisky-beswyming, en haar slap pols kan nie die kompakte klein mookapot in die lug hou nie. Die bietjie wat oor is van haar gesonde verstand, waarsku haar dat sy soos 'n hongerkurper staan in borrelsap, maar dis asof elke sinaps in haar kop kort gesluit het, en haar brein vergeet het hoe om boodskappe by haar ledemate uit te kry. Dit was nou lekker, sê hy van onder die handdoek uit. Ek wou, wat is dit? Dit lyk asof jy 'n spook gesien het, is alles oké? Antwoord, knik jou kop, doen enigiets wat aandui dat jy nog funksioneer. Dit kos 2 probeerslae, maar sy kry dit uiteindelik asemrig uit. Fyn. Ek het vir jou iets ontbyt. Koffie. Ek maak koffie. Hy kyk na die toonbank waar 'n glas vrugtesap en 'n croissant met ham en stoomende roereier op hom wag. Genigtig, wanneer het jy die feesmaal opgetower? Hy bekyk haar agterdogtig. Het jy vir my gejok oor jou naam? Is jy eintlik Sirsie? Ek wou mos gisteraand al sê daardie hare kom reguit uit 'n sprokie. Dan kyk hy weer na die bord kos en hy sug. Dis oké. Jy kan my nou maar toer ook. Dis presies wat ek nodig het. Die aanmerking oor haar hare ontspoor haar amper weer van voor af, maar sy kry dit darm reg om die koffie aan die gang te sit, terwyl hy aan die croissant weg lê. Toe sy die koffie voor hom neersit, kyk hy op. Dankie, Jamie. Daar is hitte in die kyk, en iets waarin sy nie 'n naam kan gee nie. Waardering, ja, maar dis meer as dit. 'n Erkenning van haar menswees en van haar vrou wees. Sy haal diep asem. Plesier. En is dit nie 'n plesier nie? Die oomblik vibreer tussen hulle. Onwillekeurig verdiep haar asemhaling en laag in haar voel sy weer daardie heerlike poel van die hitte. Dit help nie, dink sy tofweg. Sy kan met haar kop keer, maar iewers in haar, op 'n plek wat sy nog nooit eintlik ondersoek het nie,
weet sy daar is iets reg aan hierdie oomblik, iets wat pas, iets wat sin maak. Die gewaarwording trek haar soos 'n onderstroom en dis net die harde ping van die wasmasjien wat haar red. Sy draai om en pluk die deurtjie oop, mateloos verlig oor die noue ontkoming. Regtig, Janie, dis asof jy self die freaking hek oophou vir jou laaste bondvark om uit sy hok te ontsnap. Die man is mooi, maar dit beteken nie jy hoef in 'n hormonale poel van onbeantwoorde begeerte te versmelt nie. Kry in hemelsnaam net 'n grip. Sy skud die hemp uit en hou dit in die lug. Skoon en halfpad droog. Ek kry gou die strykyster, dit behoort van die laaste klammigheid ontslae te raak. Hy staan op en maak sy skottelgoed bymekaar om dit in die masjien te pak. Ek sal dit stryk, jy het nog nie geëet nie. Ek moes seker eintlik geskeer het, maar ek sien nie weggooibare skeermesse in die badkamer nie. Sy gooi 'n bietjie water in die strykyster en skakel dit aan. Jy kan een van myne kry. Dis nou wel pink, maar ek glo darm nie dit gaan iets verander wat ek moes gebly het nie. Toe hy die skeermesie by haar aanvat, raak hulle vingers. Sy het verwag dat hy gaan terugtrek, gaan omdraai en homself in die badkamer gaan verskans, maar hy bly staan, met sy hand half oor hare gevou. Weer daardie eienaardige gevoel van hitte, van sagtheid, van koestering en van hoort. Die oomblik is so eg en so helder, dis asof sy dit kan sien. Dit spoel deur haar soos lig in die donker, asof die hitte van sy lyf, die raak van sy vel teen hare, alles in haar wat vrou is tot lewe roep. Haar blik vlieg op na syne, soek in die donker oë na sy reaksie. Voel hy dit ook, of is dit net sy wat die klits kwyt is? Dis nie die skeermes wat dinge verander wat moes gebly het nie. Die woorde slaan soos 'n fluweel vuis in haar middelrif in. Haar asem verdiep, haar mond gaan oop. Weer daardie onwillekeurige samentrekking van haar borste, weer daardie soetseer smeeling in die kern van haar vrou wees. Agter haar gee die strykyster 'n harde klik en blaas dan 'n bol stoom uit om aan te dui dis gereed vir gebruik. Stryk net die verdomde hemp en stuur die man op sy pad en uit jou lewe dat jou kop net weer 'n slag kan werk. Sy moet die preekie soos 'n mantra herhaal terwyl sy die hemp weer kraaknetjies kry, want uit die hoek van haar oog kan sy sien hoe hy voor die wasbak staan en met haar pink skeermes en hulle onbekende gasheer se skeerseep skoon strepe oor die sterk kaak trek. Die toneel van haar wat stryk en hom wat skeer is so intiem, so persoonlik, dat dit haar amper van vooraf haar ewewig kos. En wat kan dit jou in die sak bring, Janie? Al voel hy dit ook, hierdie vreemde trekkrag, wat kan daar kom van enige soort verbintenis met 'n man soos die? Jy weet wat hy is. Jy weet wat betrokkenheid, hoe kortstondig ook al, aan jou gaan doen. Elke oomblik wat jy langer in sy geselskap deurbring, elke millimeter wat hy nader kom, elke gebaar, elke woord van waardering, elke hitsige oomblik, maak die afskeid soveel duurder. Want afskeid sal daar wees, dis onvermydelik. Ja, hy sien haar raak, ja, hy waardeer haar. Ja, hy kan dalk ook in 'n week oomblik van waardering en vlugvoesheid fisiek tot haar aangetrokke voel. Maar dat sy ooit meer werd gaan wees as 'n vinnige tref en trap, is wensdenkery. Sy hang die hemp op 'n hanger en haak dit aan die handvatsel van die badkamer deur. Hier, gee aan die pak. Ek het 'n roller in die hangkas gesien waarmee ek dit gou kan skoonmaak. Die stoom van die stort het die meeste kreukels uit die materiaal gehaal en teen die tyd dat sy die roller daaroor gestuur het, lyk dit weer heeltemal draagbaar. Die etiket agter in die nek van die baadjie blus ook sommer die laaste onnoosel hitte in haar. Sy bestee nie veel aandag aan klere nie, maar sy het 'n suster wat gereeld daaroor praat en sy weet darm wie Karl Lagerfeld is. Sy hang die pak ook aan die deur, skink vir haar die laaste van die koffie en gaan staan by die balkon se glasdeur, sodat sy kan kyk hoe 'n baie grys lentereën oor Parys uitsak. Uit haar sonnestelsel. Teen die tyd dat hy uit die badkamer kom, is sy onder beheer. Sy kan haar leë koppie neersit, hom op en af kyk en goedkeurend knik. Nie te sleg nie, you clean up nicely. 28 jaar se sluk aan teleurstelling en optel aan die skerwe van drome het haar darm nou ook nie niks geleer nie. Om iemand te sien wegstap, dit kan sy doen.
Dankie. Die donker oë is ondersoekend terwyl hy die plat horlosie se leerbandjie om sy pols vasmaak. Jamie, jy is al ontwikkel, dis al na 9. Sy stap tot by die duur handbagasie wat hy langs die voordeur neergesit het. Moenie jou sak vergeet nie. Ek hou duim vas dat die saak voorspoedig sal verloop. Hy staan 'n paar oomblikke roerloos, asof hy haar probeer pyl. Dan sug hy en knik asof hy die uitslag aanvaar. Dankie vir alles. Dit beteken vir my meer as wat ek kan sê. Ek wens net daar was 'n manier om jou behoorlik te bedank. Haar glimlag word stram. Ek het jou gesê, dis my plesier. Geen bedanking nodig nie. 'n Harde rukwind pluk aan die balkondeur en 'n vlaag reën kletter teen die ruit. Dis die regte ding om te doen, preek sy vir haarself. Hierdie abrupte afknip van enige kontak, hierdie verbete vriendelikheid, al voel dit asof haar gesig gaan kraak, hierdie terughou van alles wat wil uitreik, sodat sy 'n laaste keer sy arms om haar kan voel. Dis die regte ding. Al voel dit asof iets in haar loskeur. Hoe gepas dat selfs die wolke daar oorween. Dan voel sy hoe hy haar hande in syne neem, dit oplig en tussen hulle hou. Sy aanraking is sag en innig, die donker blik vol van 'n emosie wat sy nie kan plaas nie en wat dit amper reg kry om elke klein oorwinning wat sy vanoggend oor haarself behaal het, ongedaan te maak. Hy staan so, buig dan uiteindelik sy kop en druk 'n soen op die rugkant van elke hand. Dankie. Dit kos alles wat sy het om te knik en te kyk hoe hy sy sak optel en die voordeur oopmaak. Hy is al by die bopunt van die trap, toe sy die swart sambreel aan die hak by die voordeur gryp. Max, hier, vat dit saam, anders is jy sopnat nog voor jy by die metro kom en dan was die regmaak hierpiere verniet. Hy staan eers 'n oomblik doodstil, asof hy met homself oor iets redeneer, draai dan terug en neem die sambreel wat sy na hom uithou. Kyk haar lank. Dan buig hy af na haar, en voor sy kan registreer wat aangaan, het sy mond oor haar gesluit. Dis 'n soen, soos wat sy nog nooit van tevore ervaar het nie. Dit gryp nie, dit dwing haar nie oop nie, dit eis niks. Hy het haar nie omhels nie en hy beweeg nie nader nie. Maar hy hoef ook nie. Die hitte van die soen, die diepte, die innigheid, die gewig, bevestig wat sy reeds geweet het. Hierdie oomblik, die aanraking, die polsing en die stilte in haar, dit hoort so. Dit moes sekondes gewees het wat die soen geduur het, maar dit voel soos 'n ewigheid voor hy uiteindelik sy kop oplig. Hy sê niks verder nie, draai net weg en stap vinnig met die trap af. Die geluid van sy voetstappe op die houttrap en die geluid van die voordeur wat oop en toe gaan, het al vergete vervaag. Toe staan sy nog daar, vasgevang in die betowering van die soen. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.